Veronique is terug, maar praat sy die waarheid? Marco begin paniekerig raak, CJ se huwelik verbrokkel al hoe verder en Choppy se woede bereik breekpunt. Hier is jou kalenders van geheimes voorskou vir 27 tot 31 Julie. Dis Jock en jy kyk TV Praatjies. Onthou dat Kalenders van Geheimes se finale episode uitgesaai word op Vrydag 14 Augustus en dit gaan 'n uurlange episode wees. Die datum lyk my nou 'n bietjie vervroeg, want voorheen was dit dat Kalenders sou geëindig het op 28 Augustus, maar dis nou 14 Augustus, so moet dit nie misloop dan nie. Kom ons kyk wat hierdie week in Kalenders gebeur. Veronique se terugkeer stuur skokgolwe deur Subat's Kloof. Sy laat almal ongemaklik voel, maar elkeen het sy eie rede daarvoor. Choppy wil haar eenvoudig nie daar hê nie, terwyl Marco bang is sy kan dalk onthou wat hy aan haar gedoen het. Selfs die susters is alles behalwe gelukkig om haar weer terug te sien. CJ en Veronique bots behoorlik, en na alles wat gesê word, begin Veronique wonder of sy werklik so 'n slegte mens was soos wat almal haar uitmaak. Ja Veronique, ek dink jy was. Gaan kyk maar gerus in daai spieël. Intussen probeer Gershwin oortuig dat daar meer as een kant van die storie is. Marco nooi haar later om by hom te kom kuier, nadat hy uiteindelik sy gewete kan skoonmaak, maar Veronique se reaksie laat hom stom geslaan. Haar nagmerries begin egter weer, en die keer is dit erger as ooit. Dit laat die vraag ontstaan, begin haar geheue stadig maar seker terugkom. Teen die einde van die week probeer CJ en Marco haar herinner aan die goeie tye wat hulle saam gehad het. Maar Choppy verloor uiteindelik sy humeur en besluit om Veronique reguit te konfronteer oor alles wat sy aan hulle gedoen het. Veronique se terugkeer plaas ook geweldige druk op CJ en Brenda se huwelik. CJ ontdek Brenda het lankal geweet Veronique kom terug en dit lei tot 'n groot argument tussen hulle. Later vra hy vir Brenda om terug te trek na die groothuis, omdat hy begin glo Veronique ly werklik aan geheueverlies. Veronique verras Brenda daarna met baie persoonlike vrae en dring selfs daarop aan dat Brenda die waarheid vir CJ moet vertel. Intussen kom Matthew tot 'n groot besef wat hom tot 'n diep en belangrike gesprek met Brenda lei. Gaan hierdie gesprek dinge nog verder kompliseer of gaan hy terugstaan? Terwyl die drama rondom Veronique afspeel, word die Susters familie weer deur hartseer getref. Debbie en Sandy probeer keer dat nog slegte nuus hulle tref, maar dit help min. Wanneer Joe en Nena besluit om Subat's Kloof agter te laat, is Sandy en Debbie besonder emosioneel oor hul afskeid. Na hulle vertrek, sukkel Sandy om sonder haar familie aan te gaan en verlang sy na die dae toe almal nog saam onder een dak gewoon het. Is dit nou 'n bietjie snaaks dat almal skielik wegtrek van Subat's Kloof af? Moes dit nie reg gewees het dat alles gebeur in die laaste episode of so nie? Hoeveel karakters gaan nog agterbly teen die tyd wat Kalenders eindig? Daar gaan seker net 2 karakters oorwees teen Vrydag die 14de Augustus. Veronique begin ook spanning veroorsaak tussen Choppy en Debbie. 'n Opmerking van Choppy laat Debbie wonder of sy ooit uit Veronique se skaduwees sal kan tree. Sy raak uiteindelik moeg daarvoor dat Choppy aanhoudend oor Veronique obsessief is en sy besluit om hom daaroor aan te vat. Maar Choppy se woede kook oor en sy finale konfrontasie met Veronique kan groot gevolge vir almal inhou. Dit lyk of Veronique se terugkeer hierdie week elke verhouding op Subat's Kloof gaan toets. Dink jy sy het regtig haar geheue verloor? Of speel sy 'n baie gevaarlike speletjie? Los gerig jou voorspellings in die kommentaar. As jy die video geniet het, gee sommer 'n like, teken in op TV Praatjies en klik die kennisgewing klokkie sodat jy nooit 'n voorskou misloop nie. En onthou, daar's nog net 3 weke oor van Kalenders van Geheime. Dit eindig op 14 Augustus 2026 met 'n uurlange episode. Soos altyd, hou die blinkkant bo en ek sien jou in die volgende video.